Vandag kyk ons na rasionale funksies en asymptotes. So kom ons kyk of ons hierso dit kan doen. OK, eerstens moet ons onthou dat 'n asymptote is ietsie wat na iets toe neig, na 'n lyn op 'n grafiek. So dit is 'n grafiek wat in 'n rigting gaan, soos byvoorbeeld, kom ons praat van 'n vertikale asymptoot. Kom ons sê daar is 'n vertikale asymptoot. Wat dit sal beteken is byvoorbeeld as jy nou 'n grafiek het en hy gaan nou daardeur, dan neig hy na daai stippellyntjie, maar hy bereik hom nooit. So daai grafiek, hierdie wit grafiek daar het nie 'n waarde by daai punt, by daai asymptote nie. So kom ons sê die asymptote se waarde is by x is gelyk aan 1, dan gaan hierdie ding nie 'n waarde van 1 het nie. Nou om hierdie ding te verduidelik, gaan ons kyk na 'n voorbeeld. So kom ons sê hulle sê jy moet nou die asymptotes van hierdie funksie kry. 2x² minus 4x plus 5 gedeel deur x² minus 2x plus 1. So kom ons sê hierdie funksie is Rx. Nou die eerste ding is, ons wil eers kyk wat sal die vertikale asymptotes wees. Nou hierdie stippellyntjie hierso was die vertikale asymptote, horisontale asymptote sal nou so lyk. Nou hier is die vertikale. Nou om die vertikale asymptotes te bepaal, moet ons net kyk wat kan x nie wees nie. So wat kan x nie wees nie? En dit is nou eintlik maklik, want ons moet eintlik bepaal watter x waardes gaan hierdie ding onder die lyn 0 maak. Want as jy ietsie die ding onder die lyn 0 maak, dan kan jy mos nie die som uitwerk nie, want jy kan mos nie sê byvoorbeeld 2 op 0 nie, want dit is ongedefinieerd. So as jy, sodra jy nou ietsie het onder die lyn wat 0 is, dan gaan hierdie hele funksie Rx ongedefinieerd wees. So om hierdie vertikale asymptote te bepaal, gaan ons moet bepaal wat se waardes van x gaan hierdie ding 0 maak onder die lyn. OK, so om dit te doen moet ons daai ding faktoriseer, want dis die maklikste manier. So jy sê 2x² minus 4x plus 5, en dan faktoriseer jy hieronder, so is x minus 1, x minus 1. So wat gaan hierdie ding 0 maak hieronder, en dit gaan wees x gelyk aan 1. So by x gelyk aan 1, gaan hierdie ding 0 maak. OK, so dis 1 minus 1 is 0. Nou, so by x gelyk aan 1 het hierdie ding nie 'n waarde nie, want anders gaan hierdie funksie ongedefinieerd wees. Nou, net om seker te maak dat hierdie 'n asymptote is, moet ons net kyk aan die linkerkant van die 1. So jy kyk na die linkerkant van die 1, want ons het nou plus 1 gekry. So jy kyk aan die linkerkant van 1. Julle gaan nou sien wat ek bedoel, maar jy kyk aan die linkerkant van 1, jy dui dit aan met 'n minus, en ons gaan kyk aan die regterkant van 1. En jy dui dit aan met 'n positief, om te sien wat gebeur met hierdie waardes net voor hy 1 voor die x1 word, wat gebeur met hierdie funksie se waarde, en soos die x ook amper 1 word, maar nou van die regterkant af, wat gebeur met hierdie funksie se waarde. So kom ons kyk, so kom ons vervang aan 0, kom ons vat x gelyk aan 0. OK, so kom ons kyk, kom ons sit x, so as x 0 is, en jy vat daai 0, en jy sit dit nou daar in daai funksie in, jy sit 0 daar oral in al die x'e, dan kry jy 'n waarde van 5. Want hierdie y is mos nou natuurlik die Rx daar, wat ons daar geskryf het. So, as jy net die x 0 in vervang, OK, dan kry jy y5. OK, so kom ons vervang 0,9 in. En onthou wat nou gebeur is, ons het nou 'n getal 0 gekies, wat aan die linkerkant is van 1, want op die getallelyn is hier mos nou 1, en daar is 1, en dan het jy 2 daar, en dan het jy 3 daar, so, 0 daar, 0 daar, so, aan die linkerkant van 1 is almos 0, maar nou tussen 0 en 1 is almos nou ander getalle. Nou gaan ons kyk, wat gebeur met hierdie funksie se waarde, soos jy getalle kies wat nader aan 1 beweeg. OK, so kom ons kyk, 0,9, nou vervang jy 0,9 in daai funksie, en dan kry jy 'n waarde van 302. OK, goed, so jy kan sien hierso die y-waardes vergroot, soos die x se waarde nader aan 1 beweeg. So kom ons kies 'n getal wat nog nader is aan die x gelyk aan 1, en dan kry jy 30.002. OK, so wat dit beteken is, soos jy
soos die x-waardes nader aan 1 gaan, en jy vervang dit nou in hierdie funksie in, dan word jou y-waarde, jou antwoord word nou baie groot. So dit beteken dat hierdie x gelyk aan 1 lyk vir ons soos 'n asymptoot, want daar's nie, jy het nie 'n waarde van 1 nie, maar die grafiek neig na hierdie x gelyk aan 1. Okay? So kom ons vat nou 'n waarde ons begin met 'n waarde aan die regterkant van die 1. So ons kyk nou eintlik na daai en daar. Okay? So jy sê die x-waarde, die y, so dan begin jy met 2. So kies sommer 2 en dan vervang jy 2 in die funksie in, dan kry jy 5. So kom ons beweeg nou nader aan 1. Kom ons vat nou 1,01. Dit is nogal naby aan 1 van die regterkant af en jy het weer 30.002. So jy kan sien ook hierso hoe nader jy aan die 1 beweeg van die regterkant af, hoe nader of hoe hoër word die y-waarde. So wat ons hieruit kan aflei is dat hoe nader jy aan die x-waarde gaan beweeg van die linkerkant en die regterkant af, gaan beteken die y-waarde groter en groter en groter word. So dit beteken die grafiek neig na daai punte toe. So na x gelyk aan 1 toe. So op hierdie stadium kan ons die grafiek voorstel met iets soos, okay, hier gaan hy, kom ons sê daar is die x, daar is die y, daar is die x, daar is die y. So ons weet nou al ten minste hierdie grafiek hy neig daar na die x gelyk aan 1, so hy neig daarna toe. Sien jy, y word groter en groter en groter. En dan van hierdie kant af word hy ook. So hy neig na die x gelyk aan 1. Okay, die vraag is net, is hier nou 'n horisontale asymptoot? Nou om die horisontale asymptoot te bepaal, is daar 'n metode wat jy moet volg en ons gaan dit soos volg doen. Wat jy moet eintlik kry is, jy moet hierdie x kwadraat, ja, jy kan maar sê die x kwadraat daar in daai funksie daar bo die lyn, jy moet eintlik met die x kwadraat reg deur daar bo deel. So jy gaan amper so iets. Jy sê, okay, ek gaan 1, ek haal x kwadraat uit. Okay, so as ek x kwadraat uithaal, dan jy mos nou 2 oor minus 4 oor x, want onthou as jy mos die x kwadraat mos nou terugmaal, dan moet jy weer daar uitkom, en jy gaan dit sien, dit is nou wat gaan gebeur. So as jy hom uithaal daar, dan het jy nou minus 4x, en dan het jy nou plus 5x kwadraat, okay, en dan gedeel weer, dan vir die onderste een haal jy ook 'n x kwadraat uit, so dan het jy, wat het jy oor 1 minus 2 oor x, plus 1 op x kwadraat, so dan kan jy nou hierdie x kwadrate uitkanselleer. Nou sit jy eintlik met breuke. Nou, om die asymptoot, die horisontale asymptoot te bepaal, wat jy dan doen is, jy kyk, wat is die waarde van hierdie hele funksie, soos x neig na oneindig? Okay, so wat sal dit wees? En dit is nou, spesifiek kyk jy na plus minus oneindig. Maar kom ons kyk eers, as die ding neig na oneindig, kom ons kyk, hy gaan na oneindig. Nou, as die x mos baie groot word, dan is mos nou 4 gedeel deur baie groot, en dit gaan basies 0 wees, daai gaan na 0 toe neig, soos die x neig na oneindig. En is dieselfde met daai 5 op x kwadraat, as die x baie groot word, gaan dit 5 gedeel deur baie groot wees, en dit gaan 0 wees. So hierdie ding gaan ook na 0 toe neig, en daai nou ook, so waarmee bly jy oor? Jy bly oor met 2 op 1. So, soos die x neig na plus min of minus oneindig, wat gebeur met die y? Die y neig dan na 2. So nou, daar is jy horisontale asymptoot. So by y2, daar gaan jy asymptoot, by y2 het jy asymptoot. So jy kan nou sien met hierdie grafiek, hy neig na 1 en hy onderneig hy na 2. En dis dieselfde daai kant, hy neig na 1 en hy onderkant neig hy na 2. En daar het jy dan die grafiek baie mooi geteken. Nou, vanuit hierdie grafiek is dit nou eintlik baie maklik ook om die waardeversameling of die range in Engels te bepaal. En jy kan nou sien daar die y gaan nou groter wees as
2, so jy kan dit jy kan die waardeversameling of die range so aandui. Die waardeversameling is y groter as 2, want hy bereik mos nooit 2 nie. En dit is y elemente van R, maar jy kan ook ander maniere van dit weergee ook skryf, en dan jy die definisieversameling. Definisieversameling is al die moontlike x waarde. Nou, dit is alle x elemente van R, want dit is alle R, jy kan sien is alle R, want hy neig na hierdie lyn aan die linkerkant, en hy neig na die regterkant, soos alle x behalwe x mag nie wees gelyk aan 1. En dit is hoe jy asymptoot bepaal.